Kom ons bly nog net so 'n paar oomblikke op hierdie plek. Sê vir die Here dit wat op jou hart is. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat U by ons is. Dankie Here dat U ons liefhet. Dankie Here dat ons met hoop kan lewe, want ons verwag die ewige lewe saam met U. Daarom kan ons altyd dankbaar wees, in elke omstandigheid. Here Jesus, word U verheerlik. Terwyl ons so net in gebed bly, wil ek net ietsie sê en dan die gebed afsluit. Ek was die week wat verby was op 'n konferensie op Modimolle en een van die sprekers praat toe met al die predikante, pastore wat daar was en sê, wat maak 'n gemeente suksesvol? Hy vra die vraag. Toe vra hy, is dit baie getalle? Is dit dalk baie geld of mooi geboue? Hy sê toe nee, die Bybel leer ons dat 'n suksesvolle gemeente is 'n gemeente waar mense verander, waar mense groei, waar hulle lewens transformeer. Hy sê, of jy 10 mense het, of jy 1000 het, as lewens verander, dan is God met jou. Here, ons kom meld aan vanoggend. Ons gee ons lewens aan U as lewendige en heilige offers. Here, ons vra vir U dat U ons lewens sal transformeer. Dat ons meer en meer en meer deur die werk van die Heilige Gees, soos ons Here en ons Verlosser Jesus Christus sal wees. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. Julle kan sit. Vandag is 'n baie spesiale dag in die kerkjaar, want vandag is Pinkstersondag. Dis op hierdie dag wat ons vier dat die Heilige Gees gekom het. Die Bybelse konteks van Pinkster is die volgende: die Israeliete was in gevangenskap in Egipte en die Here bevry hulle daarvan op Paasfees deur die bloed van 'n lam. Julle onthou die bloed wat hulle aan hulle deurkusyne gesmeer het. En toe volgens die oorlewering was dit 50 dae later wat op Pinksterdag die fees van die weke of Shavuot wat Moses die wet kry. So vir die gelowiges in die Ou Testament was Pinksterdag die viering van die wet. Vir ons as Christene werk dit anders. Op Paasfees vier ons Here, ons Verlosser, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Maar Pinkster is vir ons 'n viering van die Heilige Gees wat gekom het. Want al probeer mens hoe hard die wet nakom in jou eie krag, jy kan nie, jy val die heeltyd. En daarom het God vir ons sy Heilige Gees gestuur, om vir ewig in ons te wees, of ons krag te gee, om ons te help, om te leef soos God se kinders. Nou, ons lees van die
die Heilige Gees wat uitgestort is in Handelinge 2, as julle Bybels daar kan oopmaak en wil dien, gaan dit vir ons lees vanoggend. So, sy gaan vir ons lees wat het hierdie oggend gebeur, die vroeë kerk. Kom staan nie voor. Ek vir die mic vashou. Asseblief, pastoor. Môre almal. Asseblief verskoon, ek het 'n Engelse Bybel. So ek lees uit Acts 2 verse 1 to 4. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Amen. Dankie Wildien. So dit is die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 en vanoggend gaan ons stil staan by die Heilige Gees wat ons nie laat dink en ons doen. So die Heilige Gees laat ons nie dink en doen. So in wese hoekom die Heilige Gees gekom het en dan soos ons doen, soos hy lyk, so vloei die gawes en so vloei sy krag deur ons. Nou, ek het 2 lampies hierso en ons het hierdie 2 lampies op dieselfde dag by dieselfde winkel gekoop, maar wie kan 'n verskil sien tussen die 2? Hulle is albei aan op hulle sterkste. Is daar 'n verskil? Wie kan 'n verskil sien tussen die 2? Sê weer? So een is dof en een skyn helder. Nou ek gaan iets doen is bietjie mind-blowing wat ek nou gaan doen. Ons sal net terugkom na ons lampies toe. Kom ons maak ons Bybels oop by Romeine 12. Ek het vanoggend die Nuwe Lewende Vertaling en ons lees in Romeine 12. Hier staan: moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. En dan gaan die versie aan, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Nou, as ons net weer teruggaan na die eerste deel van die vers, 'n lekker gepakte vers. Die woord omvorm is letterlik in die Grieks metamorfose. Dink metamorfose of so iets. So ons moet 'n metamorfose ondergaan. So moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Ons as God se kinders moet anders lyk as die wêreld, anders optree, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. So die eerste gedagte wat vir my in hierdie vers opval is dit sê ons kan net verander wanneer ons op 'n ander manier dink. Ons kan net verander deur nie te dink. En dan as ons na die tweede deel van die vers toe gaan, dan sal julle goed kan onderskei wat God wil hê julle moet doen. So dis eers denke en dan op die denke volg die optrede, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.
So dit wat ons dink en dit wat ons doen, moet God se wil wees. Want dit is wat goed en aanvaarbaar vir God en volmaak voor God is. So is 3 dinge wat ons leer van die Heilige Gees. Romeine 12 gaan oor die werk van die Heilige Gees. En dan net so 'n paar versies aan by vers 6 kom dit by die genadegawes wat God vir ons gee deur die Heilige Gees. Maar dit gaan oor om 'n lewe te lei waar ons leefstyl, ons lewenswyse deur die Heilige Gees bepaal word. En daar's 3 goed wat van uitstaan in hierdie een versie. Die eerste is ons word verander deur ons denke nuut te maak. En dan as ons denke begin nuut word, dan kan ons anders begin doen. En wat doen ons? Ons doen dit wat God se wil is. So die ek net enetjie teruggaan, want ek wil Matteus 6 vers 10 net uitlig. Hier staan in Romeine 12 vers 2, die versie wat ons lees vandag, dan julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. So ons kan sy wil onderskei. En in Matteus 6 vers 10 bid ons in ons Vader gebed, laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. So nou, as ons so 'n bietjie stil staan by die versie, dan begin ons agterkom. So die Heilige Gees het gekom om my nie te laat dink. En as ek nie dink, dan kan ek anders doen. En wat doen ek? Ek doen dit wat God se wil is. Soos ek bid, as ek die ons Vader gebed voor God bid elke dag. Nou, as ons 'n bietjie net stil word hier verder oor, want ek wil hierdie bietjie meer prakties maak. Die eerste is om nie te dink en nie te doen. So dit is hoekom die Gees gekom het. Ek het in die gebed genoem van 'n konferensie waarop ek in hierdie week was en wat die spreker gesê het vir die geestelike leiers, vir die mense wat in die voltydse bediening staan wat daar was, is jy suksesvol in wat jy doen? En hy sê dit word volgens God se woord net gemeet aan lewens wat verander. En lewens verander waar ons anders begin dink en waar ons anders begin doen. Want ons moet ons lewens volgens God se woord inrig. So as ek die woord lees, die Bybel lees, dan begin my gedagtes nuut raak. Soos ons lees nou in ons Bybel lees program, is ons nou by 1 Korintiërs 10 en daar's 'n kort sinnetjie in daai hoofstuk wat sê God is getrou. En toe ek dit lees, toe stop ek daar. So ek gaan nie vandag verder lees nie, want ek wil hier stop, ek wil hier kamp. Ek wil dat dit in my hart insak. Ek wil dat dit my denke nuut maak, dat ek weet altyd, in elke omstandigheid, is God getrou, want hy is by my, vir altyd. So om op God se woord te mediteer, om God se woord te oordink, God se woord te lees, begin ons gedagtes nuut word. En as ons gedagtes nuut word, dan kan ons anders begin doen. Dan kan ons begin optree deur die krag van die Gees. Dan die volgende ding is dat hoe ons optree deur die leiding van die Heilige Gees, ons tree in God se wil op. En dit bring my terug na die woord van God, dat die Bybel moet ons maatstaf wees vir hoe ons die lewe hanteer, wat ons besluite is, wat ons doen, moet wees volgens sy wil. Maar tot op hierdie stadium kan dit dalk klink of alles in my gesetel is.
ek moet nie dink, ek moet nie doen, ek moet God se wil vra. Maar as dit om my krag gaan en my vermoë, dan haak ons vas by die wet en dit wat by die eerste Pasga of Paasfees gebeur het. Ons moet na die Nuwe Testament toe kom. Na ons Paasfees is die Paaslam Jesus. Ons Pinkster is nie 'n wetboek nie, maar ons Pinkster is die Heilige Gees. Maar as ons ons lewens deur die Gees laat lei, dan sal ons volgens God se woord leef. Want in Galasiërs 5 lees ons byvoorbeeld dat daar staan maar as julle die vrug van die Gees uitleef, as julle julle lewe deur God se Gees laat beheer, dan kom jy sommer van self die hele wet na. Want dan is jou lewe gedryf deur die liefde van God. En dit kry ons deur die Heilige Gees. So hoe kan ons hierdie prakties maak? As ek nie ingeprop is by God nie, dan kan ek probeer nie dink en nie doen en sy wil onderskei, maar kan nie, dan sê ek soos hierdie flou lampie. Maar wanneer ek ingeprop is by God en ons lewens werk presies soos hierdie lampies, net so. Hierdie lampies het batterye en ons laai die battery en as hy volgelaai is, kan ek hom uitprop en ek kan vir 'n hele klomp ure kan ek my lig laat skyn. Maar daai battery moet elke dag gelaai word. Want as mens hierdie lampies elke dag gebruik, dan moet dit elke dag gelaai word. En net so werk dit presies so met ons. Wanneer ek elke dag my batterye laai, dan gebeur iets, en soos ek sê, hierdie is bietjie uit die boks uit in mind-blowing. Dan gebeur dit, want hierdie lampie is nou verbind aan die kragbron. En hierdie selfe lampie, wat nou net flou was, amper nie geskyn het nie, maak nou 'n helder lig. Wat is die verskil? Hy's nou soos hierdie lampie wat volgelaai is. So daarom het ons die Heilige Gees nodig, want sonder die Heilige Gees kan ons nie die Bybel lees en die Bybel verstaan nie. Sonder die Heilige Gees kan ons gedagtes nie nuut word nie. Kan ons dade nie anders wees nie. Kan ons nie God se wil uitvoer hier op aarde nie. So dis 'n maklike ding. Dit klink baie ingewikkeld, my gedagtes moet vernuwe. En ek dink daai Matteus 6 vers 10 maak dit vir ons maklik. 'n Nuwe gedagte vra God se wil, nie my eie wat ek wil doen nie. En ons sien nie dat om deur die Gees gelei te word is nie om deur ons emosies te laat lei. Dis om ons lewe word gelei deur ons denke wat nuut is, wat ons 'n besluit neem, nie in 'n emosionele oplewing nie. En ek het iets van hierdie ervaar in my eie lewe en ek het dit al genoem, maar verskoon my om dit weer te noem, dat ek was op 'n stadium het ek gou ontsteld geraak oor mense wat nie die padreëls nakom nie, wat sommer enige plek stop, wat nie lees verkeerstekens gebruik nie, wat voor jou indruk of wat ook al, dit het my sommer net altyd ontstel. Maar toe vind ek 'n manier om dit, wat ek nog steeds in die vlees kan bly, in my eie krag kan bly, ek word nie kwaad nie, maar ek word sarkasties. En eendag ry ons as gesinnetjie en iemand ry voor ons in en my dogter sê, ek wonder waar daai ou sy lisensie gekoop. En dit is nie dat sy dit uitgedink het nie, sy het dit by my gehoor. Want toe smeer ek af nou op my kind
op 'n verkeerde manier. En Matteus 5 vers 44, as ek nou sommer aan 'n versie kan dink uit my kop uit wat sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Die wat julle kwaad doen, seën hulle. En ek besef maar, in wie se diens staan ek? As ek 'n medepadverbruiker, 'n mens sleg maak. En ek het ingestel geraak om mense te seën, maar nie sarkasties seën nie. Wat saam met my die pad gebruik, maar wat nie by die padreëls wil hou nie. En dit het toe dis nou, ek wil nie spog is 'n patroon vir my nie, want jy weet, uit eie krag kan jy sommer net nou weer val. Maar dis iets wat in my lewe gebeur het, dat die Here het daai ding weggevat, dat ek kwaad word op die pad. Want ek dink my gedagtes het in lyn gekom met God se woord, wat sê, maar seën, en die wat jou kwaad doen, seën juis hulle. En nou, as iemand nie lekker die pad gebruik saam met my nie, sê Here, ek seën daai persoon. Here, bewaar hulle deur die engele. Hulle het dit nodig, soos hulle bestuur. En dis net 'n praktiese voorbeeld van iets wat in my lewe gebeur het, dat my gedagtes het anders geword. En eintlik wat ek gedoen het, is, in die verlede het ek nie waarde gesit op iemand wat die pad verkeerd gebruik nie. Maar as ons kyk na die Bybel, dan sê Jesus, ons Here, vir daai persoon het ek aan die kruis gesterf. Dan sê die woord van God vir ons, hieraan weet ons, dat God vir ons lief is, want hy het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. So daai ou wat die pad verkeerd gebruik, het waarde, want Jesus het vir hom gesterf. En Jesus het vir my gesterf, toe ek nog 'n sondaar was. En omdat ek nie dink, raak dit maklik om net te sê, Here, ek seën hom, beskerm hulle, lei hulle, wees U daar, bid vrede oor hulle. So nuwe gedagtes bring optrede wat in lyn is met God se wil. Ons moet altyd na God se wil vra. En as ons nie God se woord lees nie, gaan ons sy wil mis. Want ons moet heeltyd sy woord inkry. Want in hierdie paar maande van hierdie jaar is ek regtig verstom, hierdie Bybel leesprogram wat ons volg. Dit is nie 'n tawwe program nie, dit is sommer maklik en lekker om dit te volg, maar hoe die Here met my praat, hoe hy dinge, antwoorde vir my gee. Iets waarmee ek worstel, byvoorbeeld, toe ons 1 Korintiërs 5 Vrydag laasweek gelees het ek 'n wroging in my eie hart gehad. En ek lees 1 Korintiërs 5 en ek sê, Here, dankie, het U die antwoord vir my gegee. So ek wil vanoggend se boodskap so saamvat. Die Heilige Gees het gekom om in ons te bly. En ons ontvang sy Gees wanneer ons vir Jesus aanneem as die verlosser en Here van ons lewens. En dan wil sy Gees deur ons werk. En daarom bid ons, Here, vervul my met U Heilige Gees. En wanneer ons gees vervuld is, dan kan ons nie dink, nie optree op 'n ander manier as wat ons voorheen opgetree het, toe ons nog in die wêreld was, maar daai optrede kan in lyn met God se wil wees. Ons kan God se wil in alles onderskei. En hierdie klink amper nou bietjie na resepie, dink, lees bietjie Bybel, dink, doen, wil, maar dis nie so eenvoudig nie, want dit vra dat ons in die kragbron ingeprop sal wees. Want ons kan dit probeer doen uit eie krag, en ons gaan op die eerste dag sommer 'n paar keer val.
Maar soos ons leer om saam met hom te loop, gaan ons val. En dan sê ons dankie vir sy genade. Want in 1 Johannes 1 vers 9 sê die woord vir ons, as ons sondes bely, sy getrou en regverdig, hy vergewe ons, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En dan gaan ons weer aan, en dan gaan ons aan op die pad. So dis ingeprop by die Here, in my stilte tyd, in my tyd met die Here, my tyd waar ek hom loof en aanbid, waar ek bid, waar ek sy woord lees, waar ek alles vir hom oorgee, waar ek my dag vir hom gee, waar ek die vergadering wat ek net nou het vir hom gee, en sy leiding vra, waar ek 'n besluit moet neem, en sê, Here, wat is u wil? As ons ingeprop is by hom, dan gaan iets gebeur deur die werk van die Heilige Gees in God se kinders. Ons gaan mense word wat transformeer. Ons gaan mense word wat verander, wat nie dink, en maak dit maklik sê, wat is God se wil? En as ons God se wil in ons denke onderskei, sê Here, gee vir my die krag om u wil te doen. Deur die leiding van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan op, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat u Heilige Gees gekom het, dat Hemelse Vader, dankie dat u die Heilige Gees gestuur het, u die Heilige Gees gegee het. Die beginpunt van ons wandel saam met die Here is wanneer ons Jesus aanneem, wanneer ons in hom glo, en ons glo in hom en ons neem hom aan as ons verlosser, maar ook as ons Here. Een wat ons red, maar ook die een wat nou die besluite neem in my lewe. Of vir elkeen wat hier staan saam met my die kans gee om met die Here reg te maak. As jy nog nooit vir Jesus as jou verlosser en Here aangeneem het nie, bid saam met my en sê, Here, ek bely al my sonde. Here, ek bely dat ek sonder u 'n sondaar is en verlore is. Maar in Jesus kan ek God se kind word. Daarom neem ek nou vir Jesus aan as my verlosser, maar ook as my Here. Ons vra vir u Vader, vul ons met die Heilige Gees. Hier waar ons voor u staan, vul ons met u Heilige Gees. Heilige Gees, kom vul ons. Dalk loop jy al so lank pad met die Here. Sê net volgende, Here, ek meld weer aan. Ek gee myself aan u oor. Gee myself vir u as 'n lewendige en heilige offer. Here, ek wil vir u bid dat ons 'n gemeente sal wees waar mense verander, en ons is so 'n gemeente. Ons verander, ons groei, ons transformeer. Ons lewens, elkeen van ons se lewe is besig om 'n metamorfose te ondergaan. Want ons laat toe dat die Heilige Gees ons denke nuut maak. Ons denke in lyn bring met u wil. Want dan kan ons optree. Dan kan ons in lyn met u wil doen. Hier waar ons voor die Here
nou is, vra vir die Here, sê dit vir die Here. Here, ek is 'n offer wat vir U oorgegee is. Ek wil nie dink. Ek wil deur die krag van die Gees doen. Ek soek U wil in elke deel van my lewe. Here, ons sê vir U dankie. Dankie vir die groot geskenk, die Heilige Gees. Here Jesus, U sê vir ons, dis beter vir julle dat ek terug na my Vader toe gaan, want dan kan die Heilige Gees kom. Dis beter vir julle, want die Heilige Gees is in ons. En as hy in ons is, dan is die Here Jesus in ons. Dan is ons hemelse Vader in ons. Want in Johannes 14 word daar gepraat van die Heilige Gees, en dan sê U woord, en ek en die Vader sal by julle kom woon. Mag ons U Gees ken, Here Jesus. Mag ons U Gees se stem hoor. Mag ons sy leiding ervaar. Dankie dat U Gees in vrede kom. Dat U sê U sal ons in vrede lei, 'n vrede wat alle verstand en gedagtes oortref. O Heilige Gees, maak ons nuut. Ons gee ons lewens vir U. Breek U woord oop. Bid vir elkeen hier, dat soos ons Bybel lees, die woord vir ons lewendig word, want ons lees die woord met die hulp van die Heilige Gees. Gees van God, lei ons in alles. Ons gee ons lewens vir U, in die naam van Jesus. Amen. Bly vir my net nog so 'n paar oomblikke staan, want ek wil net CJ se uitnodiging herhaal. Die diens is nie nou klaar nie. Die lekker deel van die diens begin nou wanneer ons almal saam eet en drink, en die Bybel noem dit die gemeenskap van die gelowiges. So as jy iemand nie ken nie, gaan stel jou voor, vra vir die persoon, wat maak jy, wat doen jy, en sit sommer jou hand op sy of haar skouer en sê, ek gaan vir jou bid vanoggend. So, en dan as jy gebed nodig het, is die mense hier voor wat saam met jou die Here sal vertrou. Ek wil julle seën vanoggend met hierdie woorde wat ons in 2 Korintiërs 13 vers 13 kry, en dit is die volgende: mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.